Goeiedag, het is my weer 'n besondere voorreg om hier te groet uit die Weeslig kantoor. Mag hierdie Paasnaweek vir ons almal net vreugde inhou oor dit wat die Here vir ons gedoen het. My boodskap vir hierdie naweek is lesse uit die tuin uit. 'n Tuin was nog altyd vir my 'n simbool van lewe. Dis 'n plek waar blomknoppe oopbars, want plante uit die grond opstoot, wat heel eerste met sy bloeisels die lengte aankondig. Ja, dis 'n plek van nuwe lewe, 'n plek wat die moeite werd is om lief te hê en te beskerm, want blomme is broos en plante is kosbaar. Daarom trek ons gereeld die bossies uit rondom dit. Ons beheer die pestsiektes en die insekte en maak soms selfs 'n voëlverskrikker in die tuin laat staan. Met hierdie in gedagte dink ek aan 'n boom wat God geplant het, lank voor Saggeus daar kon inklim. Was die boom daar om vanuit die boom Jesus te sien en hoe Jesus hom laat afklim het en hom by die huis ingegaan het. Johannes 12 vers 24 en 31 sê, I assure you most solemnly, I tell you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains just one grain, never becomes more but love. By itself alone, but if it dies, it produces many others and yields a rich harvest. Ja, ek het dit uit die Amplified uitgelees. Daaglikse aksie is om te sterf in onsself. Dan kom vers 31 van hierdie hoofstuk in werking. Now the judgment, the crisis of the world is becoming one. Sentence is now being passed onto this world. Now the rulers, the evil, genuine prince of this world shall be cast out. Yes, he will be expelled. Kom ek verduidelik hierdie so 'n bietjie. Dis nie aangename woorde vir ons kinders van God om dit te hoor nie. Verbied ons dikwels ons kinders om in die tuin te speel met hulle balle, cricketkolwe en wat ook al. Hulle mag speel, maar nie verwoes nie. Hulle mag uitbundig wees, maar nie net die tuin lol nie. En dit is juis hier waar die prentjie skuif na die eerste tuin toe, in die paradys, waar God vir Adam gesê het in Genesis 1 vers 28, wees vrugbaar en vermeerder van my soort, onderwerp dit en heers oor die visse van die diere. Hierdie teks spreek vir my van autoriteit. Wees in beheer van my tuin, sê God. Ja, ons ken die verhaal van Adam en Eva, hoe Eva verlei was en Adam ongehoorsaam was en so daar in die eerste tuin, in plaas om te heers, het die sonde in hierdie wêreld gekom. Ja, as gevolg van dit het God hulle uit die tuin van die paradys uitgesit en hulle moes dit net daar agterlaat. Die gemeenskap met God is daar nie meer nie. Na hulle uitvinding het hulle naak voor die aangesig van die Here bevind. En daarom kom die Here in die nag, want hy het alles geweet, en hy vra vir hom, Adam, waar is jy? En net so moes Satan dieselfde les leer. Moenie met my tuin lol nie, het God vir hom gesê. Veral nie 'n tuin wat aan die Vader behoort nie. En kom ek verduidelik dadelik wat ek hiermee bedoel. In 'n sekere sin is die verhaal van die Bybel 'n verhaal van 3 tuine. Die tuin van Eden, die tuin van Getsemane en dan die tuin waar die graf was. In Eden
het Adam tot 'n val gekom. In Getsemane het Jesus egter standpunt ingeneem. In Eden het God na Adam gesoek. In Getsemane het Jesus na God gesoek. In Eden het Adam vir God probeer wegkruip. In Getsemane het Jesus alreeds uit die graf tevoorskyn gekom. In Eden het Satan Adam na die boom geneem wat tot sy dood gelei het, sy geestelike dood. In Getsemane het Jesus na die kruis gegaan, want tot ons oorwinnende lewe gelei het. In Eden is Adam en Eva uitgedryf as gevolg van sonde. In die tuin van die graf staan 'n verreëse heiland, oorwinnaar oor die dood en die hel. Satan was nooit na die tuin van Eden genooi nie. Hy het net daar behoort nie. Niemand wou hom daar hê nie, maar hy het soos die slang in God se tuin ingeseil om God se kinders te kom vergiftig. En wat meer is, dit is al wat hy van toe af tot vandag toe nog doen. Want hy het nie maar ook al 'n paar van die heilige tuine ingeseil nie. Ja, jou tuin, my tuin. Hoe het Satan jou tuin kom verwoes? Daar is dalk takke wat afgebreek is. Daar is dalk blomme wat verniel is. Jou tuin lyk nie meer soos die oorspronklike bedoeling wat God vir jou beplan het nie. Ons noem byvoorbeeld die huwelik heilig. Ja, dis 'n heilige tuin. By wyse van Spreuke praat ons van die huweliksaltaar in hierdie tuin tussen man en vrou. Wat God se teenwoordigheid in elkeen van ons huwelik impliseer. Maar ons praat byvoorbeeld altyd in die huwelik met mekaar op so 'n manier asof God daar nie teenwoordig is nie en ons wil hom ook nie daar hê wanneer ons in hierdie argumente gaan nie. Hy het ons as huweliksmaats altyd met mekaar die nodige geduld soos God met ons hê. Verder op die manier van heilige ede wat afgelê is en plegte wat ons gemaak het, beloftes een na die ander ene. Veral as dit in die kerk gebeur het, seker God se mooiste tuin, en altans so behoort dit ook te wees. Wanneer ons kinders toewy, maak ons 'n belofte op 'n goeie ouer te wees. Of wanneer ons hart vir Christus gee en sonde aflê, beloof ons om 'n ware kind van God te wees. Of ons beloof aan mekaar en vir mekaar te wees, om dadelik 'n loyale vriend vir iemand anders daar te wees. Maar Satan spit sy ore as hy hierdie beloftes hoor, en dan glimlag hy so gryns en sê, ons sal sien. Die vader van die leuns, hy het op hierdie oomblik toegekyk en aangehoor, terwyl jy in gemeenskap met God wil staan. Ja, 'n laaste voorbeeld uit hierdie, 'n kind is heilig in God se oë. Die onskuld van die jeug, die vreugde van kind wees. En gaan lees maar gerus weer die evangelies. In die wêreld waarin kinders geen waarde en status gehad het nie, waar oorbodige kinders op ashope agtergelaat is, in die strate uitgestoot is, het Jesus nooit, maar nooit sy rug op hulle enkele keer op een van hierdie kinders gedraai nie. Maar Satan verag ons kinders. Hy het die babas om die lewe laat bring om Moses dood te kry. Hy het die suigelinge laat vermoor om Jesus te probeer vernietig. En sy taktiek het nog nooit verander nie. Miljoene babas word jaarliks geaborteer en duisende kinders word feitelik dagliks misbruik, gemolesteer of mishandel. Is dit hoe ons hulle in God se tuin moet voorstel? Hierdie voorbeelde wil 'n mens amper half outomaties die vraag laat vra,
is daar een tuin in hierdie lewe, een plek wat Satan nog nie bygekom het nie. Is daar een terrein in hierdie lewe waar hy nog nie so ongewenste slang ingeseil het nie. Hy kom in die kerke in. Sy teikens is ons kinders. Sy teiken is ons morele waardes, ons gemeenskap met mekaar en ook met God, ons reinheid, ons beloftes. Ja, hy teiken ons, want hy wil nie hê dat ons moet heilig wees voor die aangesig van die Here nie. En dis presies wat ons in Getsemane gebeur in die tweede tuin. Kyk goed wat Johannes ons vertel in Johannes 18 oor hierdie. Judas het toe die afdeling soldate gevat, nadat hy Jesus gaan verraai het, met 30 sikkel silwer, en hierdie wagte, intens, die priesterhoofde van die fariseërs, het daar aangekom met lanterns, fakkels en wapens. Dit wil sê, uit die mag van Satan en die Romeinse ryk, van die tempel, van die gemeenskap, van die Jode, en selfs van sy disippels. As ons net dink hoe hulle daar gekom het. En net soos Jesus of die Vader daar in die begin vir Adam gevra het, waar is jy? Staan Jesus voor hierdie troepe mense en hy sê vir hulle, wie soek julle? Hy het hom gevra. En toe hulle sê, ons is Jesus van Nasaret, het Jesus se antwoord eenvoudig en duidelik gesê, dit is ek. Ja, hulle noem my meester, maar eintlik verraai hulle my. Niemand neem my lewe af nie, het Jesus gesê, ek lê my lewe af. En ons weet, terwyl Jesus sê, dit is ek, het hierdie soldate in die teenwoordigheid van Jesus plat neergeval op hulle aangesig. Hulle oë was in daardie oomblik weg van die meester af. Niemand kon hom daaruit red nie, want hy het sy lewe kom aflê vir jou en my. Judas en sy verraad, Petrus en sy swaard in daardie hoofstuk. Die disippels het gevrees, die soldate met hulle wapens, maar Satan was daar, het weer eens gegrynslag, en hy het nie stil gebly nie. Die derde graf, die derde tuin is in die graftuin. Maria Magdalena en die ander Maria het vroeg die oggend die tuin besoek. Toe hulle daar kom, was die graf leeg. Sy staan en weer eens en vra Jesus haar in Johannes 20 vers 15, na wie soek julle? Dan kom die woorde uit haar mond. Jesus sê vir haar, Maria. Sy draai om en sê vir hom, Rabboni, meester, heerser, die gezaghebbende. Want hy het gesê, aan my is gegee al die mag in die hemel en op aarde. Kom ek sluit hierdie oggend af met hierdie kardinale vraag, miskien 'n bietjie persoonlik soos sommige van u dit dalk sou meen, maar 'n baie belangrike vraag. Hoe lyk ons tuin van aanbidding voor die aangesig van die Here? Ons is die mooiste rose in sy tuin, maar kyk, daar staan soms onkruid, en dit staan welig in baie van ons lewens. Ons stryd is nie teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers, teen die bose geeste in die lig nie. Het Satan die bose verleiding hier van hierdie wêreld jou die vader van voorspoed laat maak, die vader van geld laat maak, die vader van status laat maak, of watter manifestasie daarvan die Satan ook al mag bestaan, nie dalk 'n roos wat van ons weggeneem word, wat God vir ons gegee het nie. Maar hy het dit
ter wille van ons kom doen. Hy het toegelaat dat ons beproef en versoek word, sodat ons sterker en sterker in sy naam kan word. Hy wil hê dat die tuin van geduld, en die tuin van reinheid, die tuin van ons huwelik en ons gesinne, weer moet begin blom. Daarom het hy gekom om te heers oor die mag van Satan. Hy het gekom om elke oomblik wat die Satan in ons lewe probeer verwoes, het hy gekom en ons probeer aftrek, sodat ons op sy speelgrond kan speel. Maar dank sy God vir 'n meester, wat Heilige Gees aan ons gegee het. Want Jesus het dit verhaal en gesê, toe die meester gekom het en gesê het, hierdie boom moet uitgekap word, hy sê, gee dit nog 1 jaar, laat my toe om te spit, en water te gee, en kunsmis te gee, en as hy volgende jaar nie vrug dra nie, sal ons hom dan maar kan uitkap. Ja, lewe en dood is in die mag van ons tong. Efesiërs 2 vers 4 tot 6, maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groot liefde waarmee ons liefgehad het, toe ons dood was deur ons misdade, lewend gemaak saam met Christus Jesus. Uit genade is ons gered. Ons is saam met hom opgewek. Ons sit saam met hom in hemelse plekke. Nou wil God aan u en vir my in hierdie dag kom vra, hoe lyk jou tuin? Is jou tuin nog steeds vol sondige natuur en jou eie wil, jou eie begeertes, wat jy altyd na vore druk en jy God ignoreer? Of is jou tuin 'n tuin waarin God altyd verheerlik word en waar die Satan geen reg op het nie? Want Romeine 16:20 sê hierdie woorde, en die God van vrede sal Satan spoedig onder julle voete verbrysel. Die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle. Ek moet kan leer om te vergewe, daardie onkruid in my lewe uit dit kan trek. Ek moet kan leer om te kan sê, Here, ek het u nodig. Waar is u, Here? Soek hom, totdat hy te vinde is, want hy wil gevind word. Ek vra dit in Jesus wondernaam. Laat ons 'n tuin wees wat blom vir die Meester, vol van lof, vol van heerlikheid, vol van sy krag, sodat ons saam met Christus 'n oorwinnende lewe kan lewe. Hy het die graf, die hel en die dood oorwin. Hy het uitgestap as die Meester en hy wil ook jou en my Meester wees. Kom ons eer die Here met ons lewens, dat ons vrugbaar sal wees tot sy diens, in Jesus naam. Groet u, tot 'n volgende keer. Shalom.